Dis vir my voorreg om vanoggend verder te bedien aangaande ons reeks doelgerigte liefde. Toe ek hierdie week besig was om bietjie huis reg te pak, ons probeer vir Janey in haar eie kamer kry, maar daai kamer was so tjok en blok vol met alles, dis eintlik chaoties. Ons het laas naweek met die lang naweek begin om reg te pak, kratte te kry, goeders uit te sorteer en ons kon hierdie genade van die Here ook vir Annerie se projek bietjie goedjies uitgooi. So ons wou goed uitgooi en kyk wat kan ons van ontslaa raak en wat kan ons wat het ons nodig en wat kan ons bære. En so is ons besig en ek kom af op iets wat ek en Benjamin en Michaela gedoen het in COVID. Ek weet nie of julle nou al dit uit julle gedagtes uitgesny het nie, maar COVID was daar 'n tydperk wat ek dink vir 'n stuk of 2 maande ons nie mag beweeg het nie. En in daai 2 maande, ons die laerskool waar my kinders is, was so oulik, hulle het vir hulle goed gevoer met die werk. Hulle het gesorg dat jy genoeg werk het en dan moes ma of pa onderwyser speel. Nou dis nie so eenvoudig as jy die rol het van 'n pa of 'n ma om nou die rol van onderwyser in te neem nie. So het ons dan nou 'n paar keer goed koppe gestamp en een betrokke oggend, toe kom die vraag op en ons het so begin met die skoolwerk en ek het altyd so aktiwiteite en ons het iets saam gesing en ons het in die woordtyd spandeer. Dit was eintlik om die waarheid te sê vir my 'n kosbare tyd met my kinders. En daai oggend, ek kan nie onthou hoe dit gebeur het nie. Benjamin of Michaela vra vir my, maar pappa, wat is liefde? Wat is liefde? En in daai oomblik besef ek, nou moet ek die les eenkant toe skuif vir die dag. Ons moet dan nou praat oor wat is liefde? Hoe lyk liefde? En ons het begin, en ons het 'n hart geteken in die middel. En ons het 'n breinkaart gemaak met so hart in die middel. Vanoggend praat ons juis oor kommunikeer met jou hart. So ek voel, dit het toe nou die Here, toe ek so blaai deur al die tekeninge, nou dis amazing, ek weet nie of julle dit het nie, die kinders teken tussen ek wil sê 3 en 10 teken hulle soos kunstenaars, en dan op 'n stadium verloor ons die vermoë om te teken of die vrymoedigheid, wat 'n fout is, maar ek het deur al die tekeninge geblaai van my kinders, incredible goed gesien, en ek kom af op hierdie een, wat is liefde, papa? En ek het begin en ek het geteken, ek het gesê, goed, julle dink miskien, onthou, ons het persepsies oor liefde. Kind dink baie keer, as mamma of papa vir my hierdie dier geskenk koop, dan is hulle lief vir my. Toe sê ek vir hulle, goed, kom ons sit geskenke in, maar geskenke is nie alles nie. En geskenke kom in alle shapes and sizes. Jy het die geskenk van 'n mamma en pappa. Jesus is as geskenk vir ons aarde toe gestuur. So geskenke ja, maar langsom sit ek toe die Bybel, die woord van God leer ons wat liefde is, want Jesus het sy lewe vir ons gegee. En ek kom toe in en ek sê, swinkies en drukkies, dis verseker liefde. As ons mekaar kan optel en 'n lekker warm drukkie wees, dan weet jy, papa of mamma is lief vir jou. En ek sê, ek het toe 'n prentjie geteken van die 2 wat skorrelgoed was, en ek sê, om mekaar te dien, is ook liefde. Want deur vir jou mamma te dien, sonder dat sy jou vra, die skorrelgoed te gaan was, wys jy vir haar, jy is lief vir haar, is dit nie? En ek sit langs dit ook, maar liefde is ook 'n gevoel. Partykeer het ou daai warmte, daai gevoel, maar geliefde is ook nie altyd 'n gevoel nie. Liefde gaan verby gevoelens wat ons moet ook kies om mekaar lief te hê en in liefde teenoor mekaar op te tree. Somstyds is liefde om te sê, vergewe my. Jammer, ek het gefouteer. Vergewe my. Soms is liefde ook om dankie te sê. Dankie vir wat papa doen. Dankie vir wat mamma doen. En toe teken ek 'n oorlosie. Maar hierdie goed, dit was nie net ek nie, ek het die kinders gevra. En ek teken 'n oorlosie en ek sê, liefde is tyd. Inteendeel, dit was wat Michaela, as ek het reg het, gesê het.
Sy het gesê, maar pappa, tyd. Ek wil hê, pappa of mamma moet tyd saam met my spandeer. Op die grond te gaan sit en tyd te maak. My meisiekind is nou al 11 jaar oud, maar as sy die gap kry, wil sy op my skoot sit. En sy wil net daar vertoef. Niks hoef te gebeur nie. Sy wil net op my skoot vertoef. Sy wil ek moet haar vashou. Sy soek net daai tyd. En baie keer dink jy moet nou ure spandeer en dit nie hoef nie. Soms as jy van die huis af kom, jou vrou kort ook net daai oomblik, waar jy mekaar in die oë kyk en sê, ek is lief vir jou. Ek het aan jou gedink vandag. Maar toe kom ons en ek sê, goed, maar ek teken so 'n bord met 'n onderwyser wat staan, want onthou nou, toe sit nou COVID. So ek sê, dissipline is ook om mekaar te leer. Liefde is ook om mekaar te leer of mekaar reg te help. Want as ek lief is vir jou, help ek jou reg. As ek nie lief is vir jou nie, dan laat ek jou toe nou maar in die afgrond inloop. Maar omdat ek lief is vir jou, dissiplineer ek jou. Maar as 'n mooi manier om dit te dissiplineer en as 'n verkeerde manier om te dissiplineer. En ek sê toe ook, maar liefde is ook om bemoedigende woorde vir mekaar te gee, mekaar te bemoedig, mekaar op te lig, om lewe te spreek teen mekaar te komplimenteer, die manier wat ons praat met mekaar. Toe teken ek so 'n gedierte met sulke groot tande hieronder, en ek sê, liefde is ook om mekaar te beskerm. My kinders te beskerm teen die aanslag van buite. Liefde is ook 'n huis, om vir jou kinders te voorsien, 'n pappa wat hard werk, sodat sy kinders 'n huis, 'n tuiste kan hê. Liefde is ook kos. Hierdie ouetjie val weg met 'n massiewe bord kos daar, om vir jou kinders kos te gee. En hoe jy die moeite doen met daai kos, is ook 'n moeder se manier om te sê, ek is lief vir jou. Liefde is ook geduldig. Liefde is ook vriendelik. En ek sluit dit toe af met, pappa is verskriklik lief vir Benjamin en Michaela. Hierdie was een van die mees kosbaarste oomblikke, oggende, wat ek met my 2 kinders op daai stadium gehad het. En ek het besef, as dit nie was vir COVID nie, het ek ook nie daai geleentheid gehad om in hulle lewens op daai manier in te spreek nie. So wanneer ons praat in hierdie reeks oor liefde, ons probeer nie hier kom en, hoe wil ek sê, hierdie uitheemse waarhede uitpluk nie. Ons praat oor gewone goed. Verhoudings is iets wat ons elke dag mee te doen het. Is iets wat ons elke dag in die gesig staar. En almal van ons is uitgedaag elke liewe dag, veral in ons mees naaste verhoudings, oor hoe hanteer ons hierdie verhouding? Hoe oorwin ons in ons liefde vir mekaar? Want die beginsel, dis wat ons 2 weke terug begin het, is dat God heg ultimate waarde aan verhouding. Vir God is verhouding absolute prioriteit. Daarom het hy gesê, die grootste gebod, die nommer 1 ding wat ek van jou vra, is dat jy die Here, jou God sal lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede hieraan gelyk is dat jy jou naaste sal lief hê soos jouself. Daar's niks belangriker as dit nie, julle. En tog bevind ons onsself besig met soveel goed dat ons mis die essensie baie keer. Ons mis dit wat belangrik is. En veral, ek het oor hierdie naweek beleef, dan kom daar 'n klomp goed op jou neer, jy het gou 'n bietjie druk, jy moet 'n paar goed afhandel, en voor jouself kan keer, is jou kop op die taak, op hande. En wanneer jy iets gevra word, dan is jy bietjie meer kort af as gewoonlik. Of jou kop is net nie in die game nie. Jy weet, hoeveel keer het al gebeur, dat jy 'n outing het, dit het met ons gebeur,
net hierdie outing, jy's op pad iewers heen, maar pa of ma se kop is heeltemal op 'n ander plek. Hier het ons hierdie tyd, ons is besig om nou weg te gaan, ons gaan nou Montana toe, en ons gaan nou daarson na die plante kyk, na die visse en die voëls, ons gaan 'n milkshake drink, maar jou kop is nie in die game nie. Want jou kop is elders. Nou beteken dit ons moet ons kop in die game kry. Dit is net so, of verhoudings gaan op die backburner, terwyl ons al hierdie take het wat afgehandel moet word. Laas naweek, oor Paasnaweek, het ons gepraat om lief te hê, soos Jesus ons liefhet. Jesus noem dit die nuwe gebod. Ons het gehoor, hy eerste gebod, die Here jou God lief te hê, die tweede een, jou naaste soos jouself, maar 'n nuwe gebod het Jesus gesê, dat julle mekaar moet lief hê. Wat maak hierdie gebod nuut? Die maatstaf. Soos ek julle liefhet. So Jesus kom en hy gee vir ons die maatstaf. Nou kan ons nie sê ons het nie geweet nie, want Jesus het vir ons kom wys. Hy het vir ons kom wys wat dit beteken om mekaar lief te hê. Hy het vir ons kom wys hoe 'n man sy vrou en sy kinders moet lief hê. Hy moet wees soos Jesus. Wat het Jesus gedoen om sy liefde aan ons te bewys? Jesus het gesterf. Jesus is gemartel. Hy's opgespoeg, hy's beledig, hy's misken. Hy's definitief nie gerespekteer nie. Maar te midde van alles waardeur hy is, het hy nie gedreig nie. Hy het nie teruggegooi nie. Hy het nie verwyd in sy hart gekoester of bitter geraak nie. Hy het geoffer. Hy het liefde geoffer. Weet jy wat, meneer, mevrou? Jy het nodig om op 'n plek te kom waar jy meer bereid is om te offer. Onvoorwaardelik liefde vir jou gesin op te offer. En ons het op 'n stadium gesê, en dit het vir my uitgestak, liefde, Jesus sê nie hier, jy moet lief voel nie. Die opdrag kom om te sê, jy moet in liefde optree. Want as ek onderwerp aan Jesus wat vir my vra om my vrou in liefde te hanteer, al voel ek vanoggend dis die laaste ding wat ek wil doen. Wanneer ek in liefde optree, by herhaling, dan volg die gevoel. Die gevoel volg gehoorsame optrede. Sjoe. Voorbeeld wat Tom Holliday in sy boek uithaal, hy sê, is jy lus om werk toe te gaan elke dag? Nie almal nie. Maar tog staan jy op, jy trek aan, jy gaan werk toe. En uiteindelik leer jy om dit ook te geniet. So as ons net moes doen dit waarvoor ons lus het, dan sal baie min gedoen word in hierdie lewe. Ons is nie altyd lus om lief te hê nie, maar tog kies ons dit, want ons onderwerp aan Christus. Ons het nodig om te kies om lief te hê. Nou vanoggend gaan ons verder in hierdie reeks, en dit was nou 'n lang inleiding. Nou ons gaan praat oor kommunikeer met jou hart. Kommunikasie, ons wil praat oor kommunikasie, maar nie net wat se kommunikasie nie, kommunikasie wat uit die hart uitkom. Nou daar's die eerste skriffie wat ek vir jou wil voorhou. Vanoggend gaan iets nie op die bord kom nie, ek praat eintlik sommer so uit my hart uit met jou. Dis hoekom ek gevra dat ons nie 'n PowerPoint saamstel, so ek wil hê jy moet luister, jy kan jou woord ook naderby trek. Die eerste skriffie wat ek bietjie gaan by stil staan is Matteus 12 vers 34. Jesus praat en hy sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So as ons praat van kommunikeer met jou hart, dan is hierdie skrif so van toepassing soos 10. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So uiteindelik moet ons mekaar vra en sê, wat gaan aan in jou hart? Want dit kom uit jou mond uit. Jou mond verklap wat eintlik in jou hart aangaan. En nou is ook die vraag,
Hoe kommunikeer jy? Hoe is jy besig om te kommunikeer? As ek nog 'n skrifsomme hier kan ingooi, Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe lê in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan pluk. Jy en ek sal die vrug pluk van dit wat ons kommunikeer. Dit wat ons met ons tonge spreek. Nou kan ons nie vir enigiemand anders vies of kwaad wees nie, as ek dood gespreek het oor my gesin, of oor my huwelik, of oor my kinders for that matter, as dit wat ek gespreek het gebeur, dan moet ek my knieë buig en sê, Here vergewe my. Want ek het dood gespreek. Maar as ek lewe spreek, dan word my woorde so saad, wat op goeie grond val. En al is daai woorde wat ek spreek, nog nie so nie, in geloof, spreek ek oor my huwelik, in geloof spreek ek oor my kinders, in geloof spreek ek na buite. En daai woorde word saad, wat uiteindelik opgroei en vrug dra, nie waar nie. En die vraag is, hoekom is kommunikasie so belangrik in verhoudings? Hoekom is kommunikasie so essensieel? Want goeie kommunikasie is die dryfveer van 'n verhouding. As jy in jou voertuig klim, en daai voertuig van jou brandstof nodig om jou van punt A na punt B te bring. Jy kan die mees fancyste SUV hê, maar as hy nie petrol in het of diesel, hang af watter een dit is, gaan jy nêrens kom nie. Jou voertuig het brandstof nodig. Presies dieselfde met verhoudings. Kommunikasie is die brandstof van 'n verhouding. Kommunikasie dryf daai verhouding aan. Dit vra goeie kommunikasie om 'n verhouding lewenslange dryfkrag te gee. Dis nie iets van, as ek het nou 'n lekker goeie gesprek met my vrou gehad, dit gaan ons hou vir die volgende 5 jaar. Nee. Kommunikasie in 'n huwelik is 'n daaglikse ding. Kommunikasie met jou kind, jou seun, jou dogter, jou moeder, 'n buurman, 'n kollega. Die manier hoe jy kommunikeer, gaan daai verhouding of goed doen, of dit gaan daai verhouding laat skibreek lei. Maar weet jy wat? Kommunikasie is ook nie eenvoudig nie. Inteendeel, ons kan sê, kommunikasie is een van die moeilikste goed. Dis moeilik. Dis nie maklik om te kommunikeer nie. Jakobus 3 vers 8, en ek wil gou-gou 'n stukkie hier uit Jakobus lees. Kom ons kyk 'n bietjie. Hy sê, as ek teruggaan na vers 2 toe, Jakobus 3 vers 2, dan staan dan, ons ken dit. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by mag om ook sy hele liggaam in toom te hou. So nie een van ons hier kan sê, ons praat altyd die mooiste woorde, ons is altyd geduldig, ons niks fout met wat ons sê ooit nie. Ons almal struikel in wat ons sê. Ons tonge verklap ons almal. As ons sê ons struikel nie in ons woorde nie, dan jok ons is 'n leienaar. Dan gaan hy aan, hy sê hier vanaf vers 5, so is die tong 'n klein liggaamsdeeltjie en dit het groot krag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe van die geboorte af tot die dood toe aan die brand en self word dit uit die hel aangevuur. Sjoe, vers 8, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Vader en met die tong vloek ons die mense wat in die beeld van God geskape is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. En dis wat so hartseer is. In die wêreld wat ons leef, hier is ons vanoggend. Ons is in 'n tere aanbiddingsoomblik. En ons aanbid die Here met ons monde, met ons lippe. Maar ons stap hier uit, klim in die kar en by die eerste robot kom daar
'n voertuig voor jou ingery en daai tong van jou, rip, daar gaat jy. Maar daai selfe tong waarmee jy die Here so pas geloof het jy so pas 'n vloek oor iemand gespreek. Ja, ons moet pas op wat ons met ons tonge sê. Want ons tonge is gevaarlik. Ons moet ons woorde leer tel. Inteendeel, ons het hulp nodig. Nou is 'n stuk navorsing wat Tom Holliday gedoen het. Nou ek moet sê, dis nou al, ek dink 12 jaar terug se navorsing. Ek dink is nou al reeds erger. Hy sê ons leef in 'n volk waar 50% van vrouens beweer dat hulle mans nie met hulle kommunikeer nie. Sjoe, ek dink dis dalk al meer. Hoeveel vrouens in 'n huwelik voel dat ek en my man kan kommunikeer? 86% van die wat skei sê die oorsaak is gebrekkige kommunikasie. Kommunikasie is die oorsaak van 86% van egskeidings. Dalk al meer. 25% van jong mense dui aan dat hulle nog nooit in hulle lewe 'n betekenisvolle gesprek met hulle pa gevoer het nie. Ja. Ons het hulp nodig. Ons het hulp nodig. As jy mooi daarna kyk, is kommunikasie nie 'n wetenskap nie, dis 'n kuns. En ons as mense het nodig om stil te staan van die ratreis en te sê, we need to conquer this. Here, leer my hoe om hierdie kuns onder die knie te kry. Kommunikasie is nie swart en wit nie, dis nie altyd logies nie, jy kan dit nie in 'n boks sit nie, dis vloeibaar, dis onvoorspelbaar, maar tog is dit essensieel noodsaaklik vir verhoudings om gesond te wees. Dit is werklik 'n kuns om te kommunikeer. En as ons sê dis 'n kuns, hoe gaan ons hierdie kuns bemeester? Deur by die een wie die meester kommunikeerder is te leer. Dis die punt van hierdie reeks van ons. Ons wil by Jesus leer hoe om te kommunikeer. Jesus, hoe het u gekommunikeer? Ons moet na voorbeelde gaan kyk om te leer uit die lewe van Jesus. Hoe het hy met mense gepraat? Hoe het hy met mense omgegaan? Partykeer is ons oorversigtig oor wat mense gaan dink en hoe hulle gaan voel en hoe hulle gaan reageer oor wat ons sê. So ons eindig op om nie eerlik te wees met mekaar nie. Ons hou terug. Ons is bang om te kommunikeer. Was Jesus bang om te kommunikeer? Glad nie. Hoe het hy gekommunikeer? Hoe het Jesus gekommunikeer? Nou as die Here wil, gaan ek probeer raak aan 3 waarhede wat Jesus se kommunikasie gedefinieer het. Die eerste een is dat die basis vir kommunikasie vertroue is. Dis die eerste waarheid. Die tweede een is dat kommunikasie het nodig om uit die hart te kom. Dis wat ons vandag vir mekaar sê. Kommunikeer met jou hart. En derdens, vir kommunikasie om 'n impak te maak, moet kommunikasie eerlik opreg wees. Ons kort eerlike kommunikasie. Nie aangeplakte kommunikasie, nie kommunikasie met 'n heuningstreep om die kant om dit beter te laat lyk nie. Eerlik, opreg, maar in liefde. Kommunikasie. Nou die eerste voorbeeld wat ek wil gaan uithaal van die vermoë wat woorde het, die krag wat woorde dra, is 'n gebeurtenis in die woord. Ek dink as ek net hier kan aanhaal, dit kom gebaseer op Matteus 5 vanaf vers 22. Kom daar 'n man na Jesus toe. Hierdie man was 'n regeringsamptenaar. En hy kom soek vir Jesus op, want sy dogtertjie
is dodelik siek. Hierdie man se naam was Jairus. Jairus, 'n regeringsamptenaar, hy het gehoor van Jesus, hy het geglo in Jesus se vermoë om wonderwerke te verrig. En uit desperaatheid los hy sy meisiekind by haar siekbed, by haar doodsbed. En hy gaan soek vir Jesus. En hy kom by Jesus aan, hy kry vir Jesus, en Jesus sê, ek sal jou volg. Ek sal gaan na waar jou kind is. Maar wat gebeur? Op pad na sy kind is daar 'n skare wat om Jesus saamdrom, en uiteindelik is daar iemand spesifiek wat aan Jesus raak. En Jesus kom tot stilstand en hy sê, wie het aan my geraak? Onthou julle hierdie? Wie het aan my geraak? En die disippels sê, maar Here, hoeveel mense het aan u geraak? Hy sê, maar het iemand aan my geraak met 'n verwagting van genesing. En toe hy omdraai, dis daar daai vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het. En sy sê, dit was ek. En Jesus sê, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. En daai vrou is op daai oomblik. Maar die punt is, hierdie gebeurtenis het Jesus vertraag. En Jairus is angstig. Hy's angstig. En op pad verder kom van sy mense terug van die huis en hulle laat weet en sê, jou dogtertjie is dood. Sy is oorlede. En hierdie man is in flarde. En wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, sy's nie dood nie. Sy slaap net. Nou wat gebeur in die Joodse kultuur, die oomblik as iemand dood is, dan het hulle treurers of klaers gehad uit die gemeenskap wat saamkom huil het. So toe Jesus daar aankom, toe's die klaers, die treurendes alreeds daar. En mense is aan die huil, want hierdie kind is so pas oorlede. Sy's dood. En toe hulle hoor Jesus sê, sy slaap maar net, toe lag hulle vir Jesus uit en sê, maar jy weet nie waarvan jy praat nie. En Jesus het eenvoudig gesê, neem my na hierdie dogtertjie toe. Hy het opgegaan na haar toe, waar sy oorlede was. En Jesus het 2 eenvoudige woorde in haar oor gefluister. 2 woorde. Daardie woorde in Hebreëus of Grieks, ek kan nie onthou nie, is Talita kum. Talita kum. En dit het eenvoudig gesê, dogtertjie, staan op. En daai oomblik, met 2 woorde, en daai dogtertjie opgekom. Haar oë oopgemaak, en sy het opgestaan. Die pa en die ma kon nie glo wat voor hulle gebeur nie. En hy het gesê, gaan kry vir haar kos, dat sy kan eet. Julle 2 enkele woorde van Jesus, gespreek in geloof, het 'n dogtertjie uit die dood uit opgewek. Besef jy die krag wat woorde kan dra? En hoeveel keer is ons nie besig om ydelle woorde uit te spreek nie, terwyl die Here ons wil roep om met ons woorde genesing te spreek. Met ons woorde genesing te spreek. Tom Holliday skryf, hy sê, daar's geen twyfel dat jou woorde 'n verhouding kan gesond maak. Dat jou woorde iemand se geloof kan herstel. Dat jou woorde 'n gebroke hart kan heel maak. Dat jou woorde iemand wat verpletter is kan herstel. Jou woorde het die vermoë om genesing te bring, mits jy kies om jou woorde vir daardie doel in geloof aan te wend. Kan jou woorde ongelooflike krag dra. Moenie die krag agter jou woorde onderskat nie. Jou woorde wat in geloof gespreek word, het die vermoë om wonderwerke te verrig. Want dieselfde Gees
wat Christus uit die dood uit opgewek het, daardie selfde Gees is teenwoordig in jou. Daardie selfde wonderwerkende Gees is in jou. En as jy toelaat dat die Gees van God deur jou begin spreek, sal jy verbaas staan oor die effek wat dit kan hê in jou lewe. Nou kom ons praat, ek het genoem daai 3 beginsels. Die eerste beginsel wat Jesus se lewe vir ons kom wys het, is dat die fundament vir gesonde, kom ons kan sê effektiewe kommunikasie is niks anders as vertroue nie. Vertroue. Wil jy vir my 'n bietjie water hier ingooi? Die fundament is vertroue. Jy het nodig om vertroue in te boesem in die mense om jou, as jy wil hê hulle en jy moet in verhouding staan. Want vertroue is weer die brandstof vir kommunikasie, soos wat kommunikasie die brandstof is vir verhouding. As daar nie vertroue is nie, gaan my kommunikasie oppervlakkig wees, want ek vertrou jou nie. Maar as ek jou vertrou, gaan my kommunikasie diep wees. Hoor hierdie skrif. In Matteus hoofstuk 5 vers 37 sê Jesus die volgende. Matteus hoofstuk 5 vers 37. Hy sê, laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee eenvoudig nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Wat sê Jesus vir ons? Ons moet sê wat ons bedoel. En ons moet bedoel wat ons sê. Ek kan nie iets sê en dan omdraai en sê, o hemel, skus, ek het nie eintlik dit bedoel nie. Ek moet leer om wanneer ek iets sê, dat ek bedoel wat ek sê. Dat my woorde is reeds uit. Ek kan nie my woorde dan terugvat nie. Ek kan om vergifnis vra. Maar as daai woorde uit is dit uit. As dit seer gemaak het, het dit seer gemaak. As dit verwoesting gesaai het dit reeds dit gedoen. En om te herbou is soveel moeiliker as om vertroue te bou. Want deur my woorde moet ek vertroue inboesem by die mense om my en nie vertroue afbreek nie. Sjoe. As ek 'n hoë vlak van kommunikasie verlang, moet ek 'n hoë vlak van vertroue bied en bou. As my vertroue groot is, sal my kommunikasie ook groot wees. Maar as my vertroue klein is, oneffektief is, niks seggend is, dan gaan my kommunikasie ook oppervlakkig wees. As ek geen vertroue het nie, dan gaan daar geen kommunikasie wees nie. Kan die beste woorde dan opper, maar as daai persoon my nie vertrou nie, dan is al my woorde verniet. Want ek het hom of haar seer gemaak. Ek het daai vertroue wat ons gehad het, verbreek. Wat is een van die grootste goed wat vertroue breek? Leuns. Nou kan ons onsself afvra, hoeveel leuns vat dit om vertroue te verbreek? 1. Dit vat maar net 1 leuen om vertroue in 'n verhouding te verbreek. Pas op wat jy sê. Jou ja moet jou ja wees, jou nee moet jou nee wees. En die voorbeeld kan wees, en ons almal is in daai situasie, wat die kinders kom en sê, papa, mama, ons wil graag dit doen, dis reg, ons sal. Maar dan kom die dag en gaan die dag en ons doen nie. Nee. Wat se beloftes het jy as man al teenoor jou vrou gedoen, 'n vrou teenoor 'n man gesê, ons sal dit doen, ek is bereid om jou op hierdie manier te help, maar op die ou mens doen ek nie. Wat gebeur? Ek het 'n leuen vertel. En nou weer eens kan ons onsself afvra, wie van ons het nog nooit gelieg in 'n verhouding nie? Ons almal het al 'n wit leentjie in 'n verhouding ingegooi.
Ons almal was al oneerlik in ons verhoudings. En ons is eintlik onverskillig met dit wat ons onderneem. Terwyl Jesus sê, laat jou ja wees en jou nee wees. Hier's 'n klomp vrae wat ons kan vra, of kom ons sê uitkyke wat ons kan hê op kommunikasie. Hoor gou hierso. Ons praat van 6 verskillende duidelike boodskappe wat kommunikasie kan inhou. Eerstens, wat jy bedoel om te sê. So as jy kommunikeer, is dan die vraag, wat het jy bedoel om te sê? Tweedens, wat het jy werklik gesê? Nie wat jy bedoel het nie, wat het jy werklik gesê? Of, wat het die ander persoon gehoor uit wat jy gesê het? Of, wat die ander persoon dink hy gehoor het? En dan kan ons ook sê, wat die ander persoon sê oor wat hy gehoor het, is iets heeltemal anders weer eens. En wat jy dink die ander persoon sê oor wat jy gesê het. Hierdie is 'n resep vir chaos. Gooi nou nog 'n stukkie leuen en onwaarheid en oneerlikheid in hierdie proses wat alreeds so gekompliseer is en wat soveel ruimte vir misverstand het, en jy het 'n absolute chaotiese verhouding waar vertroue in die drein is. As daar alreeds soveel interpretasies kan wees op wat jy kommunikeer, let dan daarop dat jy in waarheid kommunikeer, dat jy eerlik is rondom wat jy kommunikeer. Jy sien, vertroue sentreer rondom 2 eenvoudige woordjies, en dit is ja en nee. Laat jou ja wees, en jou nee wees. Wat gebeur as vertroue dan nou nie meer daar is nie? Hoe kan ons vertroue herbou? Wat kan ons doen om vertroue wat afgebreek is, om 'n verhouding wat seer gekry het, weer te herbou? Jy sien, wat ek vir eerstens net wil sê, dit is waaragtig harde werk om vertroue in 'n gesonde verhouding te bou en te handhaaf. Dit is selfs moeiliker om vertroue wat geskend is te herbou. Dis nie 'n eenvoudige taak nie, en jy gaan ook nie jou vingers klap en die verhouding gaan sommer net, die vertroue saam met dit gaan sommer net herstel nie. Daar's 2 goed wat 'n ou kan sê wat nodig is vir die herstel van verhouding. En eerstens, eerlikheid. Opregte eerlikheid oor tyd. Eerlikheid en tyd. As jy 'n verhouding wil herstel wat skibreek gelei het, gaan jy konsekwent eerlik en opreg met daai persoon moet wees, en jy gaan dit oor tyd moet doen. Totdat daai eerlikheid en opregtheid die wantroue oorskadu. So hierdie is nie 'n vinnige resep nie, want verhoudings kan net so skade ly. Om dit te herstel, vat tyd. Dis harde werk om aan 'n verhouding te werk. Dit kom nie eenvoudig nie, maar ek wil vir jou sê, daar is nie 'n verhouding wat nie die moeite werd is om te red nie. Want die God wat ons dien, is in die reddingsbesigheid. Hy wil verhoudings herstel. En dan is hier 'n sleutel wat uit Spreuke 15 vers 4 kom. Wat sê Spreuke 15 vers 4? Kalmerende woorde bring lewe, maar skynheilige woorde breek mense. Jy kan nie bekostig om skynheilig te wees in jou verhouding nie.
Jy het nodig om eerlik te wees, opreg te wees in jou verhouding. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die verbinding tussen jou mond en jou hart. Ek het in die begin van die diens die skrif, daar is nog steeds op, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat Jesus hier kom sê, is dat daar is 'n direkte verbintenis tussen wat in jou hart aangaan en wat uit jou mond uitkom. Daar's 'n direkte verbintenis tussen die twee. Jou mond verklap na regte wat eintlik in jou hart aangaan. Jy kan probeer voorgee, want dit is uiteindelik skynheiligheid. Jy kan voorgee, jy kan aanplakkerig wees, maar uiteindelik gaan daardie persoon agterkom uit jou eie mond wat eintlik in jou hart aangaan. En gewoonlik gebeur dit wanneer 'n damwal breek. Nou kom al daai emosionele druk kom uit in daai oomblik en skielik sien jy wat werklik in hierdie persoon se hart aangaan. Wanneer jou hart bitter is, begin jou woorde sarkasties raak. En daar's 'n direkte verbinding. Baie ouens krop dan dit wat in hulle hart is op en dink deur weg te steek en op te krop en te sorg dat dit nie uit my mond uitkom nie, gaan ek dit wegkry. Werk dit? Dit werk nie. Want uiteindelik bou daai emosies op en uiteindelik breek daai damwal en dan is dit tragedies wat in daai oomblik gebeur. Gewoonlik sê jy 'n klomp goed wat soveel skade uitrig dat dit amper onherstelbaar is. Hartseer dat dit soveel keer gebeur. Watter woorde kies jy? Dit is wat jy jouself moet afvra. Kies jy 'n verfrissende stroom van eerlikheid? Of kies jy 'n vernietigende vloed van opgekropte emosie? Nou hoor my, eerlikheid is nie iets wat eers in moet kom wanneer die damwal breek nie. Eerlikheid moes al 2 jaar teruggekom het. Jy hoor, want wat gebeur, jy krop goed op oor 'n jaar of 2. En uiteindelik kom dit alles uit. Terwyl 'n verfrissende stroom van eerlikheid, dis 'n verfrissende bergstroompie wat heeltyd vloei, en jy het iets gebeur, en omdat ek eerlik is, en omdat ek wil kies om jou te vertrou, kom ek en ek sê vir jou eerlik, hier's iets wat gebeur het, Dorette. Kan ek met jou daaroor praat, in liefde? Maar kies ek om dit nie te doen nie, bou daai ding op in my hart. Nou het ek 'n kwessie met, elke keer as ek Dorette sien, dan loop ek draai om haar. En môre doen sy weer iets, wat vir my, die duiwel kom sê vir my, ja kyk, sy is daai persoon wat jy dink sy is. Nou krop daai goed op en op en op, en op 'n dag, doen Dorette ietsie snaaks, sy kom net aan en sy groet my, of iets gebeur, en dan reageer ek, en Dorette kan nie glo wat hier gebeur nie, maar ek reageer vanuit 2 jaar, so opgekropte emosie teenoor haar. Is dit regverdig? Is nie regverdig nie. Want sy het nie eens geweet wat in my hart aangaan. En as ek 2 jaar terug vir haar gesê het, dan sy het my gesê, Jesus, ek is jammer. Ek het nie besef dat wat ek gesê het jou seer gemaak het nie. Maar ek het dit nooit gesê nie. Ek het dit opgekrop en opgekrop en opgekrop. En dan kom dit uit in 'n emosionele braaksel. Dis verskriklik wat gebeur. Nou interessant dat hart en mond is nie 'n eenrigting gesprek nie, hoor gou hier. Dis 'n 2-rigting verbinding. Met ander woorde, wat sê ek? My hart beïnvloed die woorde wat by my mond uitkom. Maar die woorde wat by my mond uitkom, het ook 'n vermoë om my hart duister te maak. Hoor julle? So hierdie ding gebeur vice versa. My hart verklap homself deur my mond, maar as ek nie my lippe in toom hou nie, wat doen my lippe taal? Dit maak my hart
duister. En wat gebeur uiteindelik? Ek beland in 'n boosaardige spiraal, waar my hart my mond beïnvloed, en my mond oorboord gaan, en dit uiteindelik my hart nog meer boos maak. En nou is ek in 'n spiraal, wat ek nie kan stop nie. Natuurlik is my denke ook hierby betrokke, want ek dink heeltyd hierdie goed, en dit kom uit, in my optrede, my woorde. Die woede in ons hart loop oor in bitsige woorde, wat die woede weer eens in ons binneste vergroot, en ons siel verwond. En 'n verwonde siel reageer met woedende woorde, en is op die aanval. Dis wat iemand doen, wat verwond is. Dis geweldig, wat wonde doen. Hoe breek ons hierdie patroon? Hoe maak ons om dit stop te sit? Ons het nodig om aan beide te werk. Ons het nodig om aan ons hart te werk. En ons het nodig om aan ons lippetaal te werk. Die enigste een wat ons hart kan genees, is Jesus. As ek toelaat dat Jesus my hart genees, het ek ook 'n verantwoordelikheid om dissipline aan die dag te lê oor wat oor my lippe kom. Vra dat die Here my sal laat waak. Omdat ons siel beskadig kan word deur wat ons sê, het ons nodig om ons woorde ernstig op te neem. En omdat ons hart verklap, die verwonding wat aangaan, het ons nodig om wat in ons hart aangaan, ernstig op te neem. As jy agterkom dat jy iets sê, jy geneig is om iets te sê, en dit kom nie goed oor nie, staan stil. En vra jouself af, hoekom sê ek wat ek sê? Is my woorde nie besig om te verklap wat in my hart aangaan nie? Is daar nie 'n stuk verwonding in my hart, wat ek na die voete van die kruis moet vat nie, en toelaat dat die Here my hart genees nie? Is julle nog met my? Is julle nog met my? Hierdie is diep goed, julle. Dis nie maklike goed nie, dis nie eenvoudige goed nie, en nie een van ons kan sê, ons trap nie oor hierdie tou en val nie. Want ons almal het al geval, en ons op ons lippe stukkend geval in die proses, en ons harte het seer gekry, baie van ons harte voel vertrap, uit verhoudings uit. As jy weet jy's verwond, as jy weet jou hart is seer, moenie net dit weet en dit daar los nie. Kom in desperaatheid na die voete van Jesus toe en vra, Here Jesus, genees my. Genees my hart. Raak my hart aan. Here, help my om die dissipline aan te leer, om my lippe dop te hou. Ek het 'n hartsverandering nodig. Daardie verandering kom deur te onderwerp aan God se koningskap in my hart. Ek moet kies om te sê, daar's net een wat die koning is op hierdie harttroon, en dis Jesus. Kom Here Jesus en neem u plek in my hart wat u toekom. Ek kies om te laat gaan. Ek wil van die troon afklim. Ek wil my aanstoot en my bitterheid laat gaan. Ek wil my selfsug laat gaan. En ek wil sê, Here, ek buig die knie voor u. Ek wil afsluit hier vir 'n oomblik te praat oor eerlikheid. Eerlikheid. As ons van plan is om met ons harte te kommunikeer, dan het ons nodig om eerlik te wees. Eerlikheid kom nie maklik nie, want ons is so geleer om maskers op te sit. Ons is so geleer om voor te gee, om iets voor te hou. Maar eintlik is dit nie wat in ons harte aangaan nie. Onthou my vorige boodskap staan, waar ek gesê het, om ook te kies om iemand lief te hê, sal jou hart volg, nee, dis waar. Maar ek het nodig om voor die Here eerlik te wees met wat in my hart aangaan.
Maar as ek sit met 'n klop aanstoot in my hart en ek is nie eerlik daaroor nie, wat gebeur? Dit krop op. En dit bring verwoesting. Nie net vir my nie, maar vir almal om my. Eerlikheid verg tyd. Dit verg broosheid. Dit verg kwesbaarheid. Dit hou risiko in. En dis hoekom mense dit nie doen nie. Ons wil nie eerlik teenoor mekaar wees nie. Ons is eerder aanplakkerig, want ons behou die status quo. Ons behou die vrede in my huis. So ek is nie eerlik met my vrou nie. En omdat ek nie eerlik is nie, is daar nie vertroue nie. So die kommunikasie is nie wat dit moet wees nie, maar ek gaan maar aan op daardie wicket. En ek hou my hart toe, want ek is bang vir nog seer kry. Terwyl daar moet 'n plek wees onder gelowiges waar ons mekaar lief genoeg het om te kan sê in liefde wat in my hart aangaan. Ek moet kan praat met my vrou. Ek moet kan sê, dis wat in my hart aangaan. En as ek nie kan praat daaroor nie, wat gebeur? Ek krop op. Wanneer ek raak al hoe meer verwond. En ek kan dit nie wegsteek nie, dit kom uiteindelik uit in my optrede. En as gelowiges moet ons die platform vir mekaar kan skep om te sê, jy kan maar kwesbaar wees teenoor my. Jy kan maar broos wees teenoor my. Jou hart is veilig by my. Dis oukei. Ek sal jou toelaat. Jy sien, Jesus se voorbeeld van eerlikheid was verfrissend, treffend, wonderlik. Jesus het baie keer iemand vermaan waar ons gedink het, dit sal die laaste ding wees wat ons gedoen het. Ons sal die vrede bewaar. Terwyl Jesus was nie begaan oor wat iemand van hom dink en hoe iemand oor hom gaan skinder en wat iemand gaan sê nie. Jesus het die waarheid gespreek in liefde. En soms het dit beteken dat hy van sy naaste volgelinge moes vermaan. So Jesus se styl, Jesus se manier van kommunikeer is heeltemal uit ons boks. En ons moet gaan stil sit en hoor, Here Jesus, hoe het u gekommunikeer? Omdat Jesus nie gehinder was teen ander se opinie van hom nie. Omdat sy liefde nie bevlek was deur sy eie selfsug nie, was Jesus se woorde en sy kommunikasie verfrissend, treffend, eerlik gewees. Een van die beste voorbeelde is waar Jesus begin het om met sy disippels te deel en te sê, ek moet doodgaan. Ek moet sterf. Ek my lewe moet prysgee. En toe Jesus dit deel, is Petrus ontsteld. En Petrus sê, u kan nie, Here Jesus, hou op praat. Hy vat hom toe een kant en hy dink is sy plig om vir Jesus te vermaan en vir hom te sê, al hierdie gepraat van doodgaan. Dit kan nie gebeur nie. En wat was Jesus se reaksie op dit? Jesus het vir Peter gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie. Jy dink aan wat mense wil hê. En die vraag kom by my op, hoeveel van wat ek sê ek, omdat ek dink dis wat mense wil hoor? Terwyl my woorde gedikteer moet wees uit wat God se wil is. Ja, dis 'n moeilike een. Dis nie so eenvoudig nie. Eerlikheid is harde werk. Eerlikheid hou risiko in. Eerlikheid kan ook lei tot konfrontasie. Dis werk om die regte manier te deurdink om iets te sê. Is dit nie? Dis werk. Soms moet ek afsonder in gebed en vra, Here, gee vir my die regte woorde om met hierdie persoon te praat. Dis werk om seker te maak dat my motiewe suiwer is as ek 'n moeilike saak met iemand gaan deurpraat. Wat is my motief?
Is ek hoegenaamd selfsugtig? Dan kan dit wat ek sê in my gesig opblaas. Dit is die werklikheid om my eie vrese in die oë te kyk. 'n Hart wat wild aan die klop is, my handpalms wat sweet. Maar ek het nodig om eerlik te wees. Ek het nodig om my hart op die tafel te sit. As ons wil hê ons verhoudings moet groei, is eerlikheid ononderhandelbaar. Daar kan nie geheime wees tussen 'n man en 'n vrou nie. Wees eerlik met jou man. Wees eerlik met jou vrou. Moenie iets laat gaan wat jy vir jou ma al lankal moes sê. En jou ma raak al hoe ouer en jy sê dit nie. Iets wat jy met jou pa moes deurpraat, maar jy doen nie. Vra vir die Here vir die wysheid, vir die woorde en spreek dit. Efesiërs 4 vers 15 gee vir ons 'n verskriklike mooi beginsel. Hy sê, ons moet altyd in liefde by die waarheid bly. Hoor mooi, ons moet in liefde by die waarheid bly. Want as ek dink, ek gaan nou eerlik wees met Marietjie, en ek gaan nou vir haar die waarheid vertel, maar ek kom in sonder liefde. Wat voel Marietjie? Sy voel nie gesig gevat. Sy voel veroordeel. Want waarheid sonder liefde bring veroordeling. Julle hoor? Liefde sonder waarheid breek vertroue af. As jy net vir my lief is, jy's net my lief, maar ek weet jy praat nie met my die waarheid. Dan kan ek jou nie vertrou nie. Maar as jy kom en jy klap my met die waarheid, jy klap my sommer met die Bybelskrif en jy preek sommer vir my en alles, en dan voel ek veroordeel. En dis die twee uiterstes. Liefde moet altyd waarheid embrace. Waarheid, eerlikheid, moet liefde embrace. As jy dan met jou man of jou vrou praat oor 'n moeilike saak, doen dit met tere liefde. En dan sal hy of sy jou hart hoor. Doen dit in tere liefde. Jo, ek is uitgedaag hierdeur. Want ek is 'n man. Ons man sukkel. Ons sukkel om daai liefdesdeel by te bring. Ons is geneig om stomp oor te kom. Ons is geneig om kwaai oor te kom. Dan moet ons dit na die Here bring en sê, Here, help ons. Wanneer jy eerlik gaan wees met mense, hardloop jy soms die risiko dat iemand jou gaan verwerp. Maar gee daai persoon kans. As jy dit in liefde gedoen het, dan kan jy bid en sê, Here, laat hy saad van eerlikheid in liefde daardie persoon terugbring. Terugbring. Kom ons sluit die oë. Geen net 'n oomblik terwyl die oë gesluit is, net vir stilte. Ek wil vra dat jy in hierdie oomblik toelaat dat die Heilige Gees met jou sal werk. Kom ons gee net 'n oomblik.
Heilige Gees, ons stel onsself vanoggend oop dat U met ons sal praat. En as daar op enige wyse is wat ons nodig het om vanoggend ons knieë te buig voor U en te sê, Here, vergewe ons. Vergewe ons vir ydelle woorde. Vergewe ons dat ons harte toegesluit het en nie toegelaat het dat diegene naaste aan ons werklik weet wat in ons harte aangaan. Sal U, o Gees van God, op U wonderbaarlike wyse kom vanoggend en U genesende hand op ons harte plaas. Dat U ons harte aanraak, dat ons U hart kan hoor. Vader, ek ervaar hier's twee tipe mense vanoggend. As diegene van ons, dalk is ons beide, wie se harte seer gekry het. Ons harte is verwond, want iewers in 'n verhouding, iewers in die verloop van die lewe, iewers deur iemand wat iets gesê het dalk, het ons harte seer gekry. En dan wil ek bid, Here, dat U harte sal aanraak wat seer is, wat verwond is, wat gebroken is. Sal U nou deur U Gees dit doen. Ek gaan glad nie vra dat iemand opstaan nie. As dit jy is, steek net vinnig jou hand op en laat sak hom. As dit jy is, jou hart is seer. Ek sien soveel hande. Dankie. Vader, sal U in Jesus naam kom en daardie harte aanraak wat seer het vanoggend. Daardie harte wat verwond is vanoggend. Sal U in die naam van Jesus daardie harte in U hande vat en toevou met U liefde en U genade vir ons. Ons het U liefde nodig, Here. Ons harte kan nie net in flarde bly lê nie. Ons het genesing nodig. Kom, Heilige Gees, en genees ons harte. Dankie, Vader. Dankie, Vader, dat U herstel, dat U genees. Terwyl die oë gesluit is, ek voel hier's 'n tweede kategorie. En dit is dalk het jy besef vanoggend dat jou mond, jou lippe verklap het wat in jou hart aangaan. En jy het ydelle woorde gespreek. Jy het woorde gespreek wat jy weet seer gemaak het. Die manier hoe jy oorkom, weet jy, is nie reg nie. En vanoggend praat die Heilige Gees met jou oor wat op jou lippe uitgaan. As jy wil vra, Here Jesus, vergewe my, raak my aan, help my, dat my lippe nie my hart nog verder besoedel nie. Help my. Dan wil ek vra, steek ook net vinnig jou hand op en laat sak hom. Dankie, dankie, dankie. Vader, sal U in Jesus naam kom en ons lippe aanraak, soos Jesaja sê, met 'n kool van vuur, en ons lippe reinig, Here. Help ons, Vader, om te besef hoeveel krag en gewig ons woorde dra. En dat ons lippe kan gebruik om U te vereer, om lewe te spreek, om genesing te spreek. Vergewe ons, Here, as ons ydelle woorde geuiter het. Woorde wat seer gemaak het. Nou sukkel ons om daai woorde terug te trek, maar ons vra in U almag dat U daardie woorde en die negatiewe effek van dit in Jesus naam sal kanselleer. En ons vra, Here,
dat U die herstelproses begin. Ons is bereid om eerlik te wees. Ons is bereid om opreg te wees. Ons is bereid om tyd te gee vir hierdie genesingsproses om te volbring. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ek vra, kom ons staan almal saam. Voor ons gaan afsluit met 'n aanbiddingslied, voel ek wel op my hart om die volgende te doen. Wil jy nie net daar waar jy is, hande vat met die persoon langs jou en vra vir die Here, Here, gee vir die Here, sê Here, hier is my hart. Raak my hart aan. Here, hier is my lippe. Raak my lippe aan. Kom ons doen dit. Vat net hande met die persoon langs jou. Bid net saam vir mekaar in hierdie oomblik. Dankie.